vandag 28 Julie 2026, lesing 74 van die groot Johannes Evangelie boek 4. En vanoggend se lesing is iets besonders en is baie aangrypend. Inteendeel glo ek van die volle 11 boeke met die jeug in wat 12 boeke maak, is dit seker een van die aangrypendste verhale in al hierdie bundels. En ons gaan nou vanmôre die voorreg hê om dit te lees, en die opskrif van hoofstuk 134 is Mathael se belewenis onderweg na die sterwende vader van Lazarus. Die vorige openbaringe wat Mathael as kind gehad het, omdat sy geestesoog oop was eintlik maar baie gruisam, veral die laaste ene. Maar hier is iets heeltemal anders. En wat 'n wonderlike voorreg van hierdie ou Lazarus. Dis nou Lazarus wat ons ken, wat opgewek is uit die dood. Dis sy pa. Hy was nou al 'n ou man en hy's nou baie siek. Kom ons lees wat gaan aan hier. Nou sê Mathael, meester Yeshua, mag ek daarby ook daardie eienaardige natuurverskynsel vermeld, wat ek en my vader in die ooste gesien opkom het, toe ons omstreeks middernag na Betanië gegaan het. Yeshua sê, ja, sekerlik, want dit het baie te maak met die gebeurtenis wat jy 17 jaar gelede in Betanië beleef het. Begin dus maar. Iemand het gister gevra, waar is Betanië? Betanië is 'n kort loopafstand van Jerusalem. So een van die buitewyke waar daar boerderye was, plase en allerhande ander besighede. En dit is waar die Lazarus, kan ons maar sê, landgoed was. Want Lazarus se pa en die seun was baie ryk. Was van die rykste mense in die hele Judea. Maar hy het baie gedoen vir die armes. Inteendeel staan dit iewers dat Lazarus hulle het meer armes versorg as die tempel. Mathael sê, meester, ek sien dat niks in die hele oneindige skepingsweer vir u onbekend is nie. Vir u sou ek daarom die verhaal sekerlik nie hoef te vertel nie. Maar terwille van die ander vriende en broers vertel ek sulke hoër dinge baie graag. Veral waar ek merk dat die mense die volste geloof aan my woorde heg. Alles wat ek julle nou sal vertel, het weliswaar 'n uiters mystieke en fabelagtige karakter, maar dit neem nie weg nie dat tog alles waar is wat julle sal hoor. Luister dus nogmaals aandagtig na my. Luister, dit het teen die einde van die herfs gebeur. Die toppe van die hoë berge was in mis gehul en 'n beslis nie vriendelike noordewind het die dorre blare van die bome deur die lug laat dwarrel. Slegs in die ooste was nog 'n paar plekke waar die lieflike sterre asof betraand na die aarde skyn te kyk. Ek en my vader, wat 'n groot vriend van die natuur was, ook as dit onvriendelike dinge doen, het hierdie natuurtafereel tot ongeveer middernag beskou. Toe ons egter aanstaltes maak om die huis binne te gaan en daarin ons beddens op te soek, sien ons iemand raak wat met haastige tree, met in sy hand 'n lantern gemaak van 'n skaap se blaas, regstreeks op ons huis afkom, en dit duur skaars etlike tellings, of 'n taamlik bedroefde, nog baie jong man staan voor ons. Hy sien dadelik dat my vader 'n geneesheer is, en hy sê op weemoedige toon, vriend en geneesheer, ek kom uit Betanië, my naam is Lazarus, ek is die seun van die ou Lazarus, wat ek bo alles lief het. Hy het vandag opeens baie erg siek geword, en dit is sleg gesteld met hom. Ons rabbi, wat in noodgevalle ook so ietwat van 'n geneesheer is, weet egter nie meer hoe hy my vader kan help nie. Hy stuur my persoonlik na u toe,
omdat u as buitengewone geneesheer beskou word, en siekes reeds in gevalle gehelp het, waarin geen ander dokter nog 'n geneesmiddel kon vind nie. Kom en genees my lydende vader, as dit nog moontlik is. My vader sê daarop, as 'n ander arts 'n sieke reeds tot aan die dood gebring het, dan moet iemand soos ek weer 'n wonderwerk verrig. Dit sou verder alles reg gewees het, indien dit maar dadelik orals moontlik was. Ek sal met my enigste seun wat hier by my staan, en wat my moet begelei, omdat hy die gawe besit om geeste te sien, en in geval van nood, selfs met hulle te praat, dan nou maar met jou saamgaan, en sien wat daar moontliker gewys gedoen kan word. As jy egter 'n paar pakperde saamgebring het, wat jou goue hierheen en ons nou vinniger na hom toe sou gebring het, dan sou 'n genesing makliker kon plaasvind. Maar, indien die Hippokratiese doodstekens nou reeds by hom ingetree het, dan is genesing nie meer moontlik nie, want teen die mag van die dood is geen krye opgewasse nie, en nie op die Alpe nie, en nog minder in een of ander tuin. Lazarus, die bode, was deur hierdie beslissing wel gerusgestel, maar het spyt hom baie dat hy geen pakperde saamgebring het nie. Ons gaan nou egter tog haastig op pad, want as ons flink aanhou loop, het ons presies 'n uur nodig om daar te kom. Terwyl ons in gedagtes versonke, swygend ons weggaan, verdwyn die misreëls in die ooste heeltemal, en dit word helderder en helderder. Onthou, dis nou middernag, né? Na ongeveer 'n kwartier word dit selfs so lig, soos ongeveer 'n halfuur voor sonop. Dit wek ons belangstelling dermate, dat ons ondanks alle haas, tog moes bly staan om te sien, waar hierdie vreemde lig, wat al helder geword het, tog wel vandaan kom. Ten slotte word dit egter heeltemal dag, en bo die oostelike horison verrys werklik 'n son, maar met 'n baie groter snelheid as die normale, of soos wat 'n mens gewoonlik sê, die alledaagse. Maar by hierdie snel stygende ligverskynsel kom die onderste oostelike einde, oftewel die oostelike rand, maar nie tevoorskyn nie. Die ligverskynsel groei aan tot 'n ligsuil, dit is 'n ligkolom, of 'n ligpilaar, wat in enkele oomblikke sy top tot aan die spits omhoog skuif, en weldra so 'n lig en warmte versprei, dat ons genoodsaak was om onder 'n nog taamlik dig beblaarde vyeboom te gaan staan, om nie verblind te word deur die lig, en nie te vergaan van die hitte nie. Maar al gou word hierdie ligsuil of ligpilaar weer dunner, en die lig verdwyn, en daarby die groot warmte wat deur hierdie ligsuil veroorsaak is. Nou, dis hoe hy dit 2000 jaar gelede gesien het en nou verduidelik het. Wat sal ons vandag sê? Ons sal sê dit is 'n UFO, of, wat is die Afrikaans vir dit? Vreemde vliegende voorwerp, want hy het van die ooste afkom 'n geweldige lig uitgestraal, en nie net lig nie, maar ook hitte, en dit het hulle kon alles ervaar en voel, maar hierdie hele ligverskynsel was nie vyandig gesind nie. So daaruit lei ons af, dat dit uit die positiewe deel kom, uit die lig van Vader self, dat Satan skynligte het, wat ook soos hierdie verskynsel sigbaar word vir mense, is waar. Daar is te veel getuienisse van die goed, foto's wat geneem is, verklarings van mense, dat hulle selfs deur hierdie lig opgeneem was. Maar daar moet altyd onthou word, dat uit die duister ryk ook hierdie verskynsels kan voortkom. Want as 'n mens kyk, wat die getuienis is van die mense, dan is dit nie in Vader se woord te verklaar nie, en nie
ooreenstemmend met sy woord nie. Na ongeveer 'n korte kwartier was die ligverskynsel weg, maar ook ons gesigsvermoë, want toe die lig heeltemal verdwyn, word dit so aardsdonker en was ons gesigsvermoë sodanig verswak dat ons nie eers die lantern van ons boodskapper goed kon waarneem nie. Eers na etlike 30 tellings het ons oë weer begin om die hoogs nodige te sien. En ons sien by die swak lig van ons lantern weer nouliks die pad wat ons moet volg. Die hele gebeurtenis het ons egter tog ruim 'n halfuur gekos. En my vader vra my dadelik of ek by hierdie ligverskynsel dalk ook geeste gesien het. En ek antwoord hom die hele waarheid. In die lig, waarna ek deur die enorme ligsterkte tog al baie minder kon kyk as na die middagson, was niks te sien nie, maar wel benede by ons op die grond. Daar het vir my so half en half 'n aantal gestaltes sigbaar geword. Maar die gaan almal asof hulle groot haas het na die weste. Hulle beweging was derhalwe van ooreenkomstige aard as die van die ligverskynsel. Net een geesgestalte wat baie naby ons gekom het, was heeltemal sigbaar. Hy het 'n ernstige uiterlike soos van 'n bejaarde man gehad en skyn baie genot te hê van die ligverskynsel. Maar toe die hemelse ligfenomeen begin verdwyn die geesgestalte ook vinnig en vergoed, soos dit vir my gelyk het, ook na die weste, maar bietjie meer in die rigting van Betanië. Meer sien ek nie en daarom kon ek my vader ook niks meer vertel nie. Ons gids verwonder hom oor my en my gawe as siener en glo wat ek vertel het, want hy dacht dat my fantasie en verbeeldingskrag onmoontlik so digterlike hoogte kon bereik het, dat ek daardeur so iets sommer uit my mou sou kon geskit het. Daarin het hy dan ook heeltemal gelyk, want vindingryk was ek tog nooit gewees nie. En as seun en jongeling het ek byna geen fantasie, of ook maar enige verbeelding besit nie. Wel het ek uiters baie talent vir die leer van vreemde tale gehad. Onder hierdie beskouwings wat min gesê het, kom ons eindelijk in Betanië aan en daar in die vername huis van Lazarus, waar ons die sieke juis aantref tydens sy laaste krampagtige trekkinge, waarvan mens sê dat daar geen krye meer teen opgewasse is nie. Die bed word omring deur 2 wenende, oorigins baie lieflike dogters van die sterwende. Nou ons het hulle later in die skrif leer ken, dit is Maria en Martha, of Miriam en Martha. Julle kan die verhale nog onthou van die 2 susters. Van die sterwende en nog 'n aantal tantes en niggies, wat snik en ween soos wat dit by sulke geleenthede altyd gebruiklik is. Ons gids as seun van die huis, ween ook saam en vergeet van louter droefheid om my vader te vra of daar nog iets aan te doen was of nie. Slegs die klein rabbi kom na my vader toe en vra of daar dalk nog iets gedoen kon word om die ou man, ook al was dit maar vir 'n rukkie, by sy bewussyn te bring. My vader antwoord nie dadelik op die vraag nie, maar vra my heel saggies hoe dit staan met die bejaarde man en of die siel om dalk al uit die liggaam begin terugtrek en begin opstyg het. Maar ek vertel heel argeloos aan my vader wat ek sien. Die siel sweef reeds in haar geheel op halwe manshoogte, horisontaal bo die liggaam en is maar net deur 'n haardun ligdraad. Dit is die silwer ligdraad waarvan Prediker 12 vers 6 van praat, waarmee die siel met die liggaam verbind is.
En daai ligdraad is iets wat verskriklik ver kan rek. Jy kan, as jy uit jou liggaam kan gaan, hulle noem dit astrale projeksie, in Engels astral traveling, wat nie deur Vader aanbeveel word nie, maar wat die oosterse gelowe wel nou al onder die knie het om dit te doen, rek daardie draad reg om die aarde, sonder dat hy breek. En kan self so 'n persoon in die gees na 'n ander planeet vervoer, sonder dat daai draad breek. Nou, dit is nog steeds 'n gevaarlike toestand, as jy sonder Vader se beskerming uit jou liggaam gaan, en jy maak jouself dan ontvanklik vir al die bose geeste, waaroor ons gister gepraat het, in hierdie 4de dimensie. En hulle mag nou hierdie siel aanval, of hierdie siel betrek, en as die siel weer terug is in die liggaam, dan is daar 'n paar gaste wat saamkom. En dit is gewoonlik gaste wat jy nie wil hê nie. Jy sal ander emosies begin ervaar, drange begin ervaar, wanneer hierdie goed jou op jou geklim het. Daarom mag ons nie uit ons liggaam gaan, behalwe as Vader dit doen nie. En hy het dit gedoen, en daar's voorbeelde in die skrif. Esegiel is uit sy liggaam gepluk en gevat na 'n ander plek toe. In die nuwe Openbaring het Vader die apostels wat hy uitgestuur het, op daardie selfde manier laat terugkom, maar met liggaam en siel, nie net die siel alleen nie. So dit is moontlik. Wat volgens die ervarings wat ons opgedoen het, waarskynlik geen 60 tellings meer sal duur nie. So basies nog 'n minuut, dan is daai tou gebreek. En dan sal dit dadelik breek. Dit is egter merkwaardig om te sien hoe die enorme ligseil of ligpilaar, wat ons in die groot natuur met ons natuurlike oë gesien het, om weer hier bo die kop van die siel vertoon, daarby dieselfde ligkrag het, en ook 'n uiters weldadige warmte uitstraal. Die siel wend sy oë nie af van die ligseil nie, en skyn baie bewelbewaar daarin te vind. Nou, hierdie ligpilaar is nou sigbaar vir die ou Lazarus, maar nie sigbaar vir die ander mense wat daar rond staan nie, behalwe vir Mattheël, wat nou al ervaring het om in die geestesfeer te kan sien. 'n Gawe wat Vader hom gegee het. Maar dit is dieselfde ene wat hulle ervaar het in die veld, wie almal gesien het. Al 3 van hulle het daai ligpilaar gesien. So wat gebeur het daar? Vader het al 3 se geestesoë oopgemaak. So kan hy ons geestesoë ook vir kort tye oopmaak vir sulke dinge. Maar hier in die sieke toestand, of in die bed waar hierdie ou man lê, is dit net hy, omdat sy siel reeds uit sy liggaam is, nou kan hy in daai sweer sien, wel verbind met die silwer draad, en dan Mattheël, wat nou al baie vir sy pa gehelp het met insig in hierdie verband. Nou, dit is baie opmerklik om te kyk, wat is die verskil tussen die vorige sielsverlatings te kyk en te vergelyk. In die ander vrou wie se siel die liggaam verlaat het, was daar wortels wat binne in die liggaam vas was. En dit was 'n geweldige stryd. Ek dink amper dit het 2 uur gevat vir haar om los te kom van die liggaam. Maar hier is Lazarus baie siek, maar dit het ook vinnig gebeur. Hy het eintlik in daai selfde dag siek geword, maar sy siel is reeds vry. Is glad nie meer in die liggaam nie, klou nie met wortels daar vas nie, en is allerminste vergelyk met die brutale, bloedgestreepte tiers van die moordenaars. So hier sien ons nou 'n derde verskynsel van iemand wat Vader baie lief gehad het, want die getuienis is daar dat Lazarus hom lief gehad het, en binne sy gebooie gewandel het. Al was Yeshua nog nie gekruisig en opgestaan nie. Onthou, hier waar ons nou hierdie verhaal lees, is in die vorige bedeling, wat ons noem die Levitiese bedeling.
Die mense wat gesterf het nie hemel toe gegaan soos ons dit noem nie. Hulle het nie hierdie aardsryk verlaat nie. Hulle is volgens Henog in die aarde gevange gehou in 'n bergplek wat aangenaam was vir die regverdiges. In sy verhaal sê hy daar is lig en daar is water vir hulle. Die gelykenis van die ander Lazarus, die bedelaar, verklap dit ook, dat hy aan Abraham se boesem gesit het, die ou bedelaar, en hy het aan niks gebrek gely nie, terwyl die ander ou ryk man baie swaar gekry het. So dit is 'n ander bergplek, ook in die aarde, wat ons die doderyk noem. Daar is verskillende plekke vir verskillende soorte en tipes wat op aarde was. Gaan lees hier nog, ek kan nou nie vir julle die verhaal, die hoofstuk gee nie, maar dit is redelik vroeg in sy boek. So dit is wat ons nou hier sien. Nou, definitief is hierdie wesens wat saam met hierdie ligpilaar gekom het, is engelwesens, wat nou bystaan, waar Lazarus nou opgeneem gaan word, na hierdie ligryk, wat nog steeds in die aarde is. Maar hy is kom haal, deur die hoogste engelgeeste. Kom ons lees verder, of ons dalk leidrade kan kry, wie dit was. Nou hoofstuk 1:3-5 is die rabbi, probeer die ou Lazarus weer tot lewe te bring. Nou hier is ook vir ons 'n baie dieper verhaal weggesteek. Die ou Lazarus kan ook die volk voorstel, in daai tyd en nou in ons tyd aan die einde. Of die volksiel, as ons dit so kan vat, wat redelik 'n goeie siel was, of 'n baie goeie siel was, maar toe die tyd vir dood kom, kon niks meer gehelp word nie. Net die ou rabbi was daar, en ons gaan nou lees, wat die ou predikant gaan probeer. Striksienig, net soos wat hulle met ons volk, wat geestelik dood is, probeer om hulle tot lewe te bring met hulle evangelie, wat nie Yeshua se evangelie is nie. Hulle bring nie vir Yeshua na die volk toe nie. Hulle bring allerhande verskeie ander gode, 'n driekoppige God, wat hulle self nie verstaan nie, en ander bring ander goed. Maar hierdie ou rabbi is nou redelik veel eisend, en hy gaan nou probeer. Kom ons lees. Hoofstuk 1:3-5. Toe my vader my beskrywing gehoor het, wend hy hom dadelik tot die, al ietwat ongeduldig wordende klein rabbi, en sê, vriend, soos wat ek dit nou sien, sou dit jammer wees om homself net 'n druppel lewensbalsem te gee, ook al is dit hoe sterk, want sy siel sweef al manshoogte bo die reeds so goed as heeltemal dooie liggaam. Hef daarom nou maar jou klaagpsalm aan, en stel as priester die mense in kennis, dat daar geen aardse hulp hier iets kan uitrig nie. So die siel sweef al omtrent amper by die plafon, sal ons sê in ons tyd, of in ons systeem wat ons nou in leef. By hierdie verklaring lyk die klein rabbi 'n bietjie suur, en vra my vader hoe hy dit kon vasstel. Maar my vader was nooit te erg vriendelik nie, en sê droogweg aan die klein rabbi in sy gesig, hoe en waarom ek dit sien en weet, gaan jou niks aan nie. Doen jy maar wat jy moet doen, en ek weet baie goed en presies wat ek te doen het. Op daardie oomblik kom die siel heeltemal los van die liggaam, verskeie verhewe geeste met 'n wyse voorkoms, neem hom dadelik in hulle midde, gee hom 'n wondermooi geplooide gewaad, wat lyk asof dit gemaak is van wit sydraad, en een neem die ligsuil of die ligpilaar, buig dit om die lendene van die nou vrye siel, en daaruit vorm daar 'n gordel
of 'n beld, wat so helder straal soos die son. Terselfdertyd plaas 'n magtige gees, net so 'n helder stralende kroon op die kop van die vrye siel en sê, broer, wees vir ewig getooi met die lig van die wysheid wat vanuit Elohim in jou straal. Is dit nie 'n mooi verlaat van die liggaam nie? Dink net, daai man wat nog so 'n bietjie angs gehad het, net 'n paar minute tevore, onmiddellik ontmoet hy hierdie hoëre geeste. Nou, as hulle wys lykend is, beteken dit sal ou manne wees, wat lyk soos ons kinderbybels nou die ou voorvaders beskryf het. Lang baarde, ook miskien lang hare, baie wyse gesigte. Definitief ligglansende blanke wesens wat daar om hom staan. Soos wat die Openbaring van Petrus vir ons beskrywing gee hoe engele lyk. Baie hoë geselskap wat nou hier by hom is. Hiermee verlaat egter alle aanwesige hoë geeste, tesame met die nou vrygeworde siel, onmiddellik die huis, wat ek dadelik aan my vader meedeel, en my vader sê aan die rabbi, wel, nou dat die siel van die bejaarde man volledig geskei is van sy liggaam, gaan jy toch wel na die mense wat hulle byna blind ween of huil, om hulle te vertel dat die bejaarde man heeltemal dood is. Toe sê die klein rabbi, en waarom dan? Nou sal ek hom eers 'n lewegewende druppeltjie op die tong gee, en dan sal ons dadelik sien of sy siel, op voorwaarde dat daar 'n siel as sodanig in die menslike liggaam aanwesig is, wel regtig reeds uit die liggaam gegaan het. So hierdie ou rabbietjie is 'n baie ongelowige mens wat nie eens glo aan 'n siel in die liggaam nie. Volgens my mening wat op baie ervaring berus, kan geen enkele mens 'n siel wat met 'n eie geestelike lewe verder reik as die lewe van die bloed en die senuwees nie. Die mens is, as hy eenmaal dood is, net so dood soos 'n klip of 'n uitgedroogde stuk hout. En by alles wat ek heilig kan noem, sweer ek vir jou dat daar dan in die mens niks meer bly lewe nie. Maar daar is nog geheime middele in die natuur om die lewe in die byna dooie liggaam opnuut op te wek. En dit wil ek nou doen. En vir jou, starre Judea, sal ek bewys dat die siel nog lank nie uit die liggaam of uit sy liggaam gegaan het nie. En ook nie kan gaan nie, omdat daar nooit so iets soos 'n siel daarin gewoon het nie. En baie van ons mense vandag glo presies dit. Ek moet nog die mediese dokter kry wat glo dat daar 'n siel in 'n liggaam is. Hulle glo dit nie. En baie gelowe glo ook nie aan 'n lewe na die dood nie. As jy dood is jy dood. Ander glo as jy dood is, dan sit 'n lang slaap tot eendag 'n groot troonoordeel gaan plaasvind, wat waaragtig nie gaan plaasvind nie. Want Joshua sê self, die hoogste gesag in die hemele is die woorde wat ek tot julle spreek, en die woorde wat ek tot julle spreek, sal julle oordeel in julle laaste dag. Dit is wat hy bedoel het, nie 'n laaste dag eendag vorentoe waar ons voor 'n groot troon te staan kom nie. Jou lewe wat jy gelewe het, of binne Vader se woord of buite, is wat jou oordeel op jou laaste dag. En jy sal dan, soos ek gister verduidelik het, jy word getrek na die plek waarheen jy moet gaan. Ons gaan aan. Toe haal die rabbi 'n goue flesie uit die sak van sy mantel, laat dit deur my vader sien en sê, hier vriend, kyk, daarin sit die siel van 'n mens wat al dood is. My vader sê glimlaggend, gaan maar jou gang. My hele groot besitting wat jy goed sal ken, is joune, as die dooie hom ook maar enkele oomblikke beweeg as gevolg van die druppels wat jy hom gee.
want jou geheime middel ken ek. Ek besit dit ook, en dit het my by skyndoies al baie goeie dienste bewys. Maar by skyndoies bevind die siel hom nog lank in die liggaam. Daarom kan hierdie geheime middel by alle gestorwenes, wat nog geen hippokratiese simptome vertoon nie, baie nuttig gebruik word. Maar as die gesig van die oorledene eenmaal oorduidelik die hippokratiese tekens vertoon, dan het die siel vertrek, en dan kan jy in die dooie 10.000 van sulke flessies leeg giet, sonder dat die liggaam homself sal begin beweeg. Maar dit sal volkome dood en ongevoelig bly lê, soos 'n klip of 'n verdroogde stuk hout. Maar begin nou jou proef met jou egte persiese varingolie. En soos wat ek hier in die teenwoordigheid van getuies gesê het, my besitting is vanaf daardie oomblik alles joune, waarop hierdie dooie, wat nou al so saggies, 'n geur van ontbinding begin versprei, ook maar een reaksie op jou druppels laat sien. Die klein rabbi is weliswaar 'n bietjie onthits deur hierdie kragtige teenspraak van my vader se kant af, maar gaan tog na die dooie, open sy mond en laat in plaas van die normale 2 tot hoogstens 3 druppels, 10 druppels op die reeds heeltemal uitgedroogde tong val. Daarna sluit hy die mond weer en wag met volle aandag op enige beweging van die dooie. Maar 'n volle uur verstryk en nog 'n volle uur, en dit begin al heeltemal dag word, en die dooie maak nog geen aanstaltes om hom te beweeg nie. Dan vra my vader die klein rabbi of hy nog van mening is, dat die dooie deur sy egte persiese varingdruppels sal begin beweeg, en miskien self sal begin praat. Die klein rabbi sê, laat ons maar nog 'n uur wag, laat ons op die sonsopkoms wag, dan sal die dooie wel begin beweeg, hy sal ook praat. My vader sê nogmaals glimlaggend, gaan jou gang, ek sal daar niks op tee hê nie, inteendeel, ek bied graag my besittings aan, vir die terugwin van die lewe van hierdie ou, godvreesende, eerbare man, wat ek baie goed geken het. En daar is die voorwaarde, om deur so hoë geselskap engelgeeste besoek te word, tydens dood. 'n baie godvreesende, eerbare man. En as jy verloor, verlang ek van jou maar net, dat jy glo in die ware ewig lewende Elohim van Abraham, Isak en Jakob, en aan die volle onsterflikheid van die menslike siel. Die rabbi sê, ja vriend, dit wil en sal ek, maar ek sien al by voorbaat, dat jy by hierdie transaksie sal verloor, want ek behoort in die geheim, tot die intellektuele sekte van die Sadduceërs, en ek sou my tempelwyding wel na Afrika se groot sandwoestyn wou verwens. Maar mag jy nou werklik wen, dan sal dit my regtig weer goed doen, om met huid en haar aan die tempel te behoort. Toe word almal stil en kyk verlangend uit, na die oomblik dat die ou Lazarus weer lewend sou word. Nou ja, hier is 'n paar goedjies, wat ons nou, omdat ons ander geskrifte het, wel kan aanvaar wat gebeur het. Dat hierdie engelgeeste, wat nou gesien was in daai ligkolom, ligpilaar, en om Lazarus se bed was, van 'n baie spesiale plek afgekom het, en wat ons kan aflei, dat die hoofgees wat daar was, nou nie Yeshua kon wees nie, want Yeshua was toe nog 'n jong seun op aarde, maar ons het insig en inligting wat ons oor Melchisedek het, in die boek van Henog, in die Openbaring van Henog 13, is Melchisedek gebore op aarde,
maar hy's na 60 dae, 40 of 60 dae weggevat deur Gabriël en in 'n ander sweer of in 'n ander plek is hy opgevoed, het hy groot geword deur engele. En hierdie Melchisedek het basies gedien as tydelike liggaam waarin Vader hom aan sy volk kon bekend maak. Almal is bewus daarvan dat niemand Vader kan sien en bly leef nie. En daarom moes hy of 'n engel se liggaam betrek, of hy moes 'n engelgees gebruik, of hy moes 'n liggaam op aarde vir hom gebruik. Maar die voorwaarde vir so 'n liggaam moes dan wees dat die persoon uiters suiwer was. En dit is hoekom Melchisedek dan na so 'n sweer toe gevat was, en daar staan ook in Openbaring Henog 13 dat hy 'n priester sou wees na die vloed. En daar is 'n verhaal in Genesis 14 wat van die stad Salem praat, of die kasteel Salem, waar Melchisedek in was, wie dan voluit gevul was met die Vadergees, en waar Abraham, Isak en Jakob na die kasteel toe gekom het, en met Vader soos met 'n vriend gesels het, saam geëet het, saam wyn gedrink het, en ook het Abraham staan daar sy tiendes gebring na Salem toe. En dit is hierdie Melchisedek wat reg deur die Levitiese orde nog 'n priester was, die hoë priester, sê Hebreërs vir ons. Maar toe Yeshua opgestaan het hy priester van Melchisedek priester vir ewig geword. Want die verskil tussen Yeshua en Melchisedek was, Melchisedek is op 'n plek groot gemaak sonder enige verleidinge en sonde wat hom kon aantas. Hy is weggevat van die aarde. Yeshua moes reg deur sy lewe moes hy op aarde bly, en al die versoekings moes hy teenstaan. En dit is hoekom hy dan, omdat hy die sonde oorwin het, vir ewig ons priester Melchisedek is. Melchisedek is binne in die aardse sweer, goed om, of seker redelik logies om af te lei dat hy in die plek is waar al die regverdiges bewaar word, en dat hy daar ook vir hulle 'n leidende figuur sou wees. Henog is ook daar, want hy het lewend opgevaar. Maar Henog kon nie van die aardse sweer loskom nie, want Yeshua het nog nie opgevaar na die geestelike hemele nie. En so ook Elia, wat met 'n vuurige perd gesien is, amper soos wat ons nou hier ervaar, 'n ligsuil of 'n ligpilaar, is hy weggevat van die aarde, sigbaar, nou die lig op, maar hy kon ook nie hierdie aardse sweer verlaat nie, en is hy in die binnekant van die aarde in bewaring gehou. En vir die van die mense wat nou dink die binnekant van die aarde is een groot vuurbal, daar is vir jou nuus, dis nie so nie. Daar is plekke waar dit net so lewend gaan, met wesens, met stede, met allerhande ander voertuigmiddele ensovoorts binne in die aarde. En die Bybel praat van die stede binne die aarde. Ek dink dit is Jesaja 14, sê hy vir Lucifer, dat jy nie nog stede binne die aarde sal maak nie, of stig nie. So die twee magte, die duistermagte en die ligmagte, is binne die aardkors aanwesig. En as jy meer inligting daaroor wil hê, gaan lees ook deur Jacob Lorber geopenbaar, die boek Aarde en Maan. En daar sal jy iets meer van die samestelling van die aarde binne-in kry. Maar die aarde is kortliks hol,
En daar is binne in die aarde ook 'n groot geestelike som, wat dan ook daar lewe kan bring. En daarom moet ons nie altyd mense so bekommer, want ons lees van hoeveel spesies vernietig word van plante en diere en alles. Al daai spesies is teenwoordig in hierdie ander onderaardse samelewing. En mense wat al daar ingegaan het, en wat weer uitgekom het, onder andere 'n Amerikaanse admiraal met die naam van Admiral Byrd, het getuig van dinosourusse wat hy gesien het daar, en mammoete. En hy het nog baie ander dinge getuig, en hy is na 'n stad toe geneem, waar hy met 'n baie ernstige man gekonfronteer is en gesê is, hy moet teruggaan en vir sy regering sê, dit is hier in 1948, 47, net na die Tweede Wêreldoorlog, en vir hulle gaan sê, hulle moet stop met hulle atoombomme, want hulle gaan die hele aarde beskadig, ook waar hulle woon. Ek weet vir baie mense is hierdie goed nou natuurlik dalk absolute fiksie. Nee, dit is nie. Ek het nog ander getuienisse wat ek in my besit het van 2 Noorweegse vissermanne wat ook by die Noordpool ingegaan het en wat soortgelyke ervarings gehad het. Inteendeel, hulle het met 'n rivier opgevaar met hulle bootjie. Hulle het nou reg bo by die gat by die Noordpool ingegaan, wat die boek Aarde en Maan beskryf, sy groot, sy wyte, sy diepte, alles. En hulle was nog een oomblik in yswêreld gewees, nog bo-op, en toe voel hy, sit sy hand uit in die water, want hulle het maar 'n klein skipie gehad, seker maar iets soos daai Viking skepe wat ons nou al ken, en toe voel hy, maar die water is warm, en die water is vars, en uiteindelik, na 'n lang gevaar, kom hulle, wat hulle met die bootjie gevaar het, kom 'n skip hulle tegemoet, maar met baie groot wesens, soos wat hy beskryf, reuse. En hy sê, hulle het lang baarde en lang hare, en klere aan, soos wat die ou Bybelse figure dit gehad het. Nou moet julle onthou, daai 2 Noorweërs was glad nie Bybelmense nie, want die Noorweërs het afgode aanbid. Hulle het juist die Noorse gode aanbid. En toe sê een van hierdie wesens wat met hom kon kommunikeer, dat ons is Israeliete, wat wag, dat die tyd moet eindig bo op die aarde, sodat ons broers, wat nog bo op die aarde is, kan gaan help. Dit klink vergesog, in Engels far-fetched. Ek wou nooit direk oor hierdie goed gepraat het nie, want die mense gaan dan dalk alles wat jy verder sê maar hierdie ou se kop raas. Maar daar is nou al te veel getuienisse oor hierdie ding. Die hele Antarktika word vir ons dig toegehou, want daar is genoeg getuienis dat die mens op hierdie aarde en veral die heersersmag met hierdie duistermag wat ook aan die ander kant is of aan die onderkant is, baie sterk kontak het, en dat baie van die tegnologie wat ons vandag nie eers van weet nie, maar wat hulle gebruik teen ons, kom van hierdie magte binne die aarde. Onthou, Satan is ingewerk in die aarde, en al sy geeste en al sy intellek, al sy vermoëns is beskikbaar. Hy het net geen reg om die skepping aan te raak nie. Maar as hy iemand kan beset, dan kan hy daai persoon aanhits om te doen wat hy wil doen. En sy werk is slegs vernietiging van die aarde. Dis al wat hierdie wesens wil doen. Hulle wil almal wat op hierdie aarde woon, Vader se kinders, wil hulle uitwis en hulle wil die hele aarde vernietig. Dit is hoekom hulle vandag sulke groot aardbewingswapens het, wat aardbewings kan doen, of kan
veroorsaak. Tsunamies kan veroorsaak. Droogtes kan veroorsaak. Orkane kan veroorsaak. Hulle het al hierdie tegnologie van die bose gekry. Maar terug by wat hierdie verhaal vir ons verduidelik, dat in hierdie sweer is ook 'n positiewe mag. Wat ek vermoed dat die groot gees wat daarby gestaan het, en laaste saam met die ligseil vertrek het, wel Melchisedek was. Die hoogste gesag op aarde in daardie Levitiese bedeling. Nou is die hoogste gesag in die hele heelal Joshua. En Melchisedek sal net een van sy baie spesiale engele wees, wat nog steeds hier op aarde is, saam met twee ander, Henog en Elia, wat jy dan ook in die boek, die evangelie van Nicodemus kan kry, die tweede boek, die tweede laaste hoofstuk, sien, beskryf hulle daar, twee engele wat daar staan, wat nog liggame het, en toe word hulle name genoem, Henog en Elia. En hulle moet nog kom aan die einde van die tyd, om die mensdom te onderrig, oor die ware wese van die Messias. En hy sê dat Elia in ander openbaringe aan Bertha, dat sal kom direk na die groot katastrofe. So, dis nog nie tyd nie, maar dis baie naby tyd. Ek weet hierdie goed wat ek nou van praat is heeltemal nuwe goed, en jy moet jou verstand baie in lyn met jou hart kry, en dan vir Vader vra of wat ek hier sê vanmôre waarheid is, en of dit nie waar is nie. Laat dit wees soos wat jy dit wil hê. Baie dankie.